Goeiedag geliefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jacques Bell van die APK de la Rywel en Stella. En gister het ons gesê dat ons almal genooides is na die bruilof van die Lam en daarom gereed moet wees vir die dag wat dit aanbreek. Vanoggend kyk ons juis na die gereedheid. Kom ons lees saam Matteus 22 vanaf vers 1. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het al daaraan nie gesteer nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. En daarop sê vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Liefde, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Liefdes, ons het die uitnodiging van God ontvang. Die woord van die Here is duidelik. Ons word genooi om aan te sit by die bruilofsmaaltyd. Maar hoe leef ek met die oog daarop? Is ek besig om gereed te maak? Is ek in gereedheid vir die dag wat dit kom? Of het ek maar die uitnodiging gevat en dit weggegooi? Maak dit nie vir my saak nie. Is ek besig om die roepstem van God so te ignoreer en my rug te draai en terug te gaan na my eie stuk land, my eie stuk handelssaak en my aandag daar te gaan fokus terwyl die bruilof aangebreek het? Ja, die dag as alles gereed is en die Here ons roep, sal ons so besig wees met ons eie dinge, so vasgevang wees in die wêreldse, dat ons nie gereed sal wees om ook by die bruilof aan te sit nie. Liefdes, en ongelukkig is dit een van die grootste dinge van ons dag. En wat gebeur met daardie wat nie gereed is nie? Hulle kom nie in nie. Hulle sit nie aan nie en uiteindelik gaan hulle verlore. Nou as ons daarna kyk, is hierdie nie 'n verwysing na die mense met die griesame sonde nie. Dit lyk na redelike goeie mense wat teruggaan na hulle stuk grond toe, teruggaan na hulle handelsake toe en 'n eerbare dag se werk wil doen om die lewe daardeur te kan geniet. En dit leer ons ook dat nie elke een wat 'n verlorene is die een wat die griesame sonde doen. Dit is nie die moordenaars en die misdadigers wat in die tronke sit nie, maar baie keer is dit bloot mense wat net nie ag gee op die roepstem van God nie. Gewone mense wat die roepstem hoor, maar so besig is met hulle eie dinge en daarom hulle eie wil nastreef en nie God se wil nie. En die lees daaruit is juis dat daar van hierdie mense is wat so besig is met die wêreldse, so besig is met die eie, dat hulle nie in die koninkryk sal ingaan nie. Mag die Here ons help, mag hy ons lei, mag hy ons daartoe bring dat ons sy wil sal soek, dat wanneer ons die roepstem van die diensknegt hoor, wat ons na die koning se bruilof nooi en ons roep, dat ons gereed sal wees om in te gaan, gereed sal wees om die dinge van die wêreld te los en te gaan in die wil van ons Vader te gaan soek. Mag hy ons daartoe help en lei. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, lei ons ook dat ons die dinge van die wêreld sal aflê. Here, dat ons die versoeking, verdrukking van ons eie wil ook sal neerlê en U wil sal nastreef, sodat ons in gereedheid ook kan leef vir die dag wat die bruidegom kom. Here, ons bid dat U ons so sal lei, dat ons U sal soek en sal vind in al die dinge wat ons doen. Here, en dat ons U wil sal nastreef ten koste van al die dinge wat ons dalk self wil hê. Here, want ons bid in die Onse Vader, laat U wil geskied en nie ons wil nie, maar gee dat ons ook in die dag van oordeel, wanneer U kom om U kinders te haal, daardie wil sal soek, en nie so besig sal wees met ons eie dinge, dat ons die roepstem van U ignoreer. Here, ons bid daarom, wees met ons, lei ons, behoed en bewaar ons. Here, ons bid dit nie in onsself nie,
maar deur die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, gaan leef daarom nou as uitgenooides in gereedheid op die roepstem van God. Totsiens.